Ons lees in Josua 1 vers 2 hierdie woorde, en na die dood van Moses, het die Here met Josua gespreek en gesê, my knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur die Jordaan na die land wat ek jou en die volk sal gee. En dan vers 5, soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Ons ken die verhaal, Israel in die woestyn vir 40 jaar ongeveer, en hulle is op die punt nou om die beloofde land binne te trek. En dan lees ons nou hoe dat Joshua, toe hy 40 jaar later 'n ou man was, bietjie ouer as ek, het die Here vir hom gesê, daar's 'n groot stuk land om nog in besit te neem en wat oorgebly het. Toe hulle die Kanaan begin inneem, het hulle 31 konings verslaan. Maar hulle het nie almal verslaan nie. Daar was dele wat hulle nie gewen het nie. En in daardie tyd, 40 jaar later, toe Josua ou man was, het een van sy helde in sy weermag na hom toe gekom en hierdie woorde vir hom gevra. Josua, onthou jy nog wat die Here vir jou gesê het? Onthou jy nog wat die Here vir jou gesê het? Hierdie woorde het my aangegryp terwyl ek hierdeur gelees het so 'n tydjie gelede. En nie net die woorde is besonders nie, want ek kan vir jou vanmôre vra. Onthou jy nog die woorde wat die Here vir jou op 'n stadium gesê het? En natuurlik as ek dit sê, praat ons van 'n belofte wat God vir jou gegee het. Vir watter rede ook al, vir watter omstandigheid ook al. Onthou jy nog? Die held wat hierdie woorde vir Josua gesê het, was nog altyd een van my rolmodelle in die Bybel. Daar's baie rolmodelle, maar hy is een van die wat uitstaan. Nou, hy was 10 jaar ouer as ek, toe hy hierdie woorde gesê het. So, wie kan vir my sê hoe oud was hy? 85, ja, ek is 75. 85 jaar, 10 jaar ouer as ek. So, my vraag aan jou is, en van wie praat ons in die Bybel? Praat bejaarde? Caleb. En ons lees net 'n paar keer in die Bybel van Caleb. Die heel eerste keer wat ons van hom lees, was daar in Numeri 13, en dis toe Moses die 12 spioene, die verspieders uitgestuur het, om die land Kanaan te gaan verken. Hulle het nou 40 jaar deur die woestyn getrek, trek my woorde terug, hulle het so 'n jaar of 2 deur die woestyn getrek, nadat hulle Egipte gekom het, hulle het by Kades Barnea gekom, en hulle moes nou die land gaan verken, hoe gaan hulle die land nou binneval, en oorwin, soos wat God beloof het. En Caleb was een van daai 12 gewees. So in sy eie reg moes hy 'n leier gewees het, om te kwalifiseer om saam met daai 12 te gaan, saam met die ander 11 te gaan. Numeri 13 vers 25. Aan die einde van die 40 dae, wat hulle nou die land verken het die mans van die verkenningstog af teruggekom. Die mans het aan Moses gerapporteer. Ons het na die land gaan kyk waarheen jy ons gestuur het, dis 'n baie vrugbare land. En nou gaan hulle 'n bietjie meer detail in. 10 van die 12 spioene openbaar toe nou 'n verskriklike negatiewe, morbiede en 'n pessimistiese houding. Hoor hoe reageer hulle in Numeri 13 vanaf vers 30 die boodskap. Ons kan nie teen hulle gaan oorlog maak nie, dis nou die vyand. Hulle is baie sterker as ons. Hulle het ook allerhande bangmaak stories oor die land onder die volk begin versprei, sê die Bybel. Hulle sê die land wat ons verken het, sluk sy inwoners in. Om nie eers te praat van die mense wat daarin bly nie, hulle is reusagtig groot. Die eerste keer wat ons hoor van reuse. Nou vriende, kom nou. As ek en jou nou deel van die volk was, en ek was nou een van daai 12 wat nou vir julle vertel het, dis 'n great land, dis 'n wonderlike land, maar ons sal hulle nooit kan wen nie. Hulle het reuse, versterkte stede, hulle sluk ons in. Sal julle saam getrek het, in die land te besit geneem het?
Nee, toe onder die volk is daar een groot rebellie en gemurmureerdery. Maar hoor nou hoe reageer die twee manne wat oorgebly het, Caleb en Joshua, Numeri 14 vers 6. En Joshua en Caleb het die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here 'n welbehae in ons het, en hy het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee. Wees net nie teen die Here opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Ons gaan hulle opeet. Hy sê, hulle twee sê verder, die vyand se beskutting het van hulle gewyk, en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. In een vertaling sê in Numeri 13 dat Caleb vir die mense probeer motiveer het en gesê het, kom ons val hulle dadelik aan, want ons kan hulle beslis oorrompel. En toe Caleb en Joshua nou hierdie teestand beleef, hierdie ongeloof beleef, hierdie ongehoorsaamheid beleef aan God se opdrag, skeur hulle eie klere van hartseer, sê een vertaling. Hoe reageer die volk? Numeri 14 vers 10. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. Gooi hulle met klippe dood. Begin klippe optel. Kom aan vriende, die een oomblik is jy die held, die volgende oomblik is jy die vark in die verhaal. Jy kom met goeie nuus en dan wil hulle jou kruisig. En kyk bietjie wat doen God. Numeri 14 vers 10. In die oomblik toe die volk hulle wou stenig, maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. Ten minste skrik die kinders van Israel toe die heerlikheid van God neerdaal, want dit is soos 'n helder lig wat op die tent van samekoms neergedaal het. En hy red daai twee manne. En nou sê God hierdie woorde, hierdie afgryslike woorde, in Numeri 14 vers 21 en verder. Hy sê vir Moses, en hy sê vir die volk, so waar as ek leef, en die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal word, hulle, hierdie volk, sal die land nie sien, wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het nie. Ja, almal wat my verag het, sal dit nie sien nie. Ongeloof is 'n manier om God te verag. Maar my knegt Caleb, hier is die woord maar weer. Maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was, 'n ander gesindheid in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het. Hy was nog net daar, hy gaan spioen speel daar, en sy geslag sal dit in besit neem. Wat 'n ongelooflike belofte. Nie waar nie. En Caleb het daai oomblikke, toe God sy advokaat word en vir hom intree by die volk, en ook vir Joshua, het hy moed geskep en 'n droom gehad, hierdie visie, dat eendag sal hy teruggaan na hierdie land toe, wat hy nou net gaan sien het, eendag sal hy teruggaan. En God het hom 'n belofte gegee, dat hy en Joshua die land sou help verower, en triomfantlik sal wees. Nou vriende, as ek en jy na Caleb kyk, dan sien ons kwaliteite raak, wat net uitskiet nie waar. Dit is so fascinerend om 'n studie van hom te maak. En jy moet maar vir jouself gaan lees, en die Heilige Gees vra om dit vir jou oop te breek. Ons sien Caleb se absolute geloof in God, en sy vertroue in God. Want hy het nou net gesê, my dienaar Caleb was anders, hy het aangehou om my te glo, in Numeri 14 vers 23, aangehou om my te glo. Wat 'n inspirasie vir jou en vir my, wanneer ons deur krisisse gaan. Hou net aan om te glo, om God te vertrou. Ons sien ook tweedens sy prioriteite. God was eerste in sy lewe, deurlopend, volg om die Here te dien. Agter hom was Egipte, voor hom
was die land Kanaan. Maar wat Caleb nie besef het nie, is tussen nou en Kanaan sou ongeveer 38 na 40 jaar in die woestyn moes plaasvind. Want al hierdie goddelose, ongehoorsame kinders van die Here, kinders van Israel, moes sterf. Net Caleb en Joshua, van die wat as ek reg onthou, 20 of 25 jaar en ouer was, sou die land binne gaan. Al die ander moes sterf. Het is wonderlik om 'n belofte by die Here te kry. Ag, maar as daai belofte nie in vervulling kom nie, en 'n jaar gaan verby, en 5 jaar gaan verby, en 15 jaar gaan verby, en 25 jaar gaan verby, en 30 en 35 en uiteindelik. Want dis wat Caleb moes doen. Hy moes amper 40 jaar wag om te sien dat dit gebeur. Ons sien sy loyaliteit aan God, ook aan Moses wat sy leier was en later so Josua sy leier word. Ons sien sy hantering van kritiek en oppositie van die meerderheid. Liewe vriende, daar's mense wat ons met klippe wil gooi. Ons durf nie teruggooi nie. God sê, my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Wanneer mense ons stink behandel, sê Jesus, draai die ander wang. Bid vir jou vyand. Vergewe, verdra. As jy weet dat jou broer 'n offer teen jou het, laat staan jou offer en gaan versoen jou met jou broer. Ons Christendom word getoets wanneer ons stink behandel word, onregverdig behandel word, wanneer mense ons met klippe wil gooi. Dis wanneer ons soos Job moet sê, wanneer hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Ek en jy leef in 'n vyandige wêreld. Nie so erg soos wat Karen beleef nie, dis waar. Maar ons leef in 'n vyandige wêreld. Die duiwel is los daar buitekant. En hy gebruik al wat leef en beef. Partykeer ons eie familie, skoonfamilie, partykeer ons kinders, partykeer ons ouers, kollegas, maats, bure. En daar is hulle die woestyn in en hulle sterf in hulle 10.000, honderde duisende. En dis 38, 40 jaar later, jy onthou hulle trek die beloofde land binne en toe gaan 5 jaar verby, binne in die beloofde land. En toe sê Caleb hierdie woorde wat ek net nou vir jou gelees het, vir Josua. Onthou jy nog wat die Here vir jou gesê het? 5 jaar in die beloofde land, toe Caleb nog nie geprotesteer of gepraat nie, gesê, hey, julle skuld my, die Here het gesê, dat ek gaan 'n erfdeel hier kry. Vir 5 jaar het hy geveg, saam met die Israeliete om daai konings te oorwin. Onthou jy nog wat die Here vir jou gesê het? Caleb het nie vergeet nie, en hy het geweet, God het ook nie vergeet nie. Ek wil gou vir jou vra, het God ergens in die verlede dalk vir jou 'n belofte gegee vir een of ander rede en jy dit vergeet? Want dit kan so maklik gebeur. Waar alles tyd kom roes in, geestelike roes, en verrenoveer ons. En later dink ons, nee, ek het verkeerd gehoor, die Here het my vergeet. Meneer Andre het 'n paar weke gelede reeks gehou oor hierdie ding, dat ons baie keer verlate voel, en verstote voel, en dat God ons vergeet het. Hou ek en jy, soos Caleb, nog vas aan daai belofte wat God vir ons destyds gegee het, wat dit ook al mag wees, van watter situasie ook. Staan ons onwrikbaar in die geloof. Het ons nie dalk in moedeloosheid handdoek ingegooi nie? Opgehou om te glo. Want die gewag het ons gedreineer, en die ongeloof het ingesluip en ons beroof van ons erfporsie. Is dit nie tyd dat ek en jy na Caleb kyk en weer moed skep nie? Is dit nie tyd om ons ongeloof teenoor die Here weer te bely en te sê, ekskuus Here, dat ek opgehou het om U te glo nie, en om hom nie te herinner aan sy belofte nie?
Daar's 'n vers in die Bybel wat sê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie ophou nie. Josua 23 vers 14. Josua is aan die woord. Hy sê, julle moet erken met julle hele hart en met julle hele siel, en hulle is nou in die land besig, hulle land te besit geneem, grootste gedeelte van die land, nou sê hy die woorde. Julle moet erken met julle hele hart en met julle hele siel, dat nie een woord van al die goeie woorde wat die Here julle God oor julle gespreek het, onvervuld gebly het nie. Alles het vir julle uitgekom. Nie een woord daarvan het onvervuld gebly nie. Wat 'n kompliment vir God, sy getrouheid. As God ja sê, bedoel hy dit. As God beloof, is dit soos 'n eed wat hy met ons aangaan. En dis in daai tyd, met daai gesprek, wat Caleb vir Josua gehelp het om ook te onthou. Hy sê hierdie woorde in Josua 14 vers 6. Caleb aan die woord. Ek was 40 jaar oud, toe Moses my van Kades Barnea afgestuur het. Wie van julle is so ongeveer 40 jaar oud? Kan ek gou die hande sien? Ja, dankie Pedro. Dames is bak om hulle hande op te steek. Ek was ongeveer 40 jaar oud, toe Moses my van Kades Barnea afgestuur het, om die land te gaan verken. Die verslag wat ek teruggebring het, was eerlik. Dis nou die boodskap wat hy praat. My medeverkenners het egter die volk bang gepraat, maar ek was getrou aan die Here my God. Daarom het Moses daardie dag 'n belofte aan my gemaak. Die gebied waardeur jy geloop het, toe jy daar in Kanaan gaan spioneer het, sal vir altyd aan jou en jou nageslag behoort, omdat jy die Here jou God met jou hele lewe vertrou het. Soos jy kan sien, sê hy vir Josua, het die Here sy belofte aan my nagekom, dat ek lewe 45 jaar later, 85 jaar oud, en ook in die beloofde land sou ingaan. 45 jaar gelede het die Here dit vir Moses gesê, terwyl ons nog in die woestyn rondgetrek het. Wel, kyk nou na my, ek is nou 'n man van 85, en ek is nog net so sterk, soos die eerste dag, toe Moses my die land ingestuur het. Ek is nog tot enigiets in staat, selfs om oorlog toe te gaan. Wie van julle is 85 jaar oud of ouer? Net Pieter Faber. Jog, jy lyk goed, Pieter. Hoor, jy lyk soos Caleb. Ek moet sê. Hey, wat sê hy? Ek is nog tot enigiets in staat, selfs om oorlog toe te gaan, deur God se genade. Kom aan, vriende, as ek en jy 'n bevelvoerder in 'n weermag was, en ons roep volonteërs, soek ons nie 85-jarige vegters nie. Nie eers 75-jarige vegters soos ek nie. Maar hier is musiek in my ore, musiek in my ore. Dit moet in jou ore ook musiek wees. God skryf niemand af nie. Ook nie op 85 nie. Liggaamlik mag ek en jy nie meer wees wat ons was nie, maar geestelik is ons kragtige geloofshelde, wat met geestelike autoriteit deur hierdie lewe kan gaan. Want God die Heilige Gees is in ons. En Paulus het gesê, ek en jy is tot alles in staat deur die Here wat ons die krag gee. Romeine 8 sê, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Nog steeds Caleb, Josua 14 vers 12. My versoek is dat jy nou vir my die berggebied sal gee, waarvan die Here daardie dag gepraat het. Jy sal onthou dat die Enakiete, dis die reuse, in hulle versterkte stede daar bly. Hoor nou, hierdie 85-jarige wat praat soos 'n 40-jarige. Maar as die Here by my is, sal ek hulle kan verdryf, soos hy beloof het. God het gesê, 45 jaar tevore, jy en jou nageslag sal daai land besit, en dit was daai bergland wat hy gesien het, waar die reuse was, waarvan die ander 10 spioene gepraat het. Ek sal hulle met God se hulp kan verdryf, soos hy beloof het. Vriende, ek en jy is op die veiligste plek in ons lewe, as ons wandel binne in die raamwerk van God se opdragte en God se beloftes. Ons is onaantastbaar deur die duiwel. En hierdie geloof in God,
hierdie vertroue in God se mag, maak 'n 85-jarige ou toppie opgewonde, kinderlik opgewonde oor die uitdaging wat voor hom lê. Die berge en die reëse. Nou van berge gepraat. Ek gaan oor so 2 maande van nou op 'n staptoer en raai waar gaan ek stap? In Lesotho. So jy beter vir my bid. Ek in daai berge. Ek hoop jy daar's reëse nie. Van Caleb se nageslag gepraat. 1 Kronieke 2 vers 18 en verder. Daarom het Moses in daardie dag 'n belofte aan my gemaak. Die gebied waardeur jy geloop het, sal vir altyd aan jou en jou nageslag behoort. Vriende, is dit nie amazing nie? Ons nageslag word deel van God se beloftes. Inteendeel, as jy daar in Numeri 15 gaan lees, ekskuus, Josua 15 gaan lees, as ek reg onthou, is dit Caleb se dogter wat na hom toe kom, en Caleb het vir haar 'n stuk grond gegee, en dit klink of die stuk grond weiveld was nie baie water gewees nie, en toe kom vra sy vir haar pa, gee vir my asseblief 'n land, 'n stuk grond met fonteine. Want daai dogter het pa se hart. Hy kom vra pa, maak my grondgebied groter. Dis nou nice wat jy my gegee het, maar dis nie goed genoeg, ek wil nog hê. En weet jy wat, as jy gaan lees daar waar daar staan, toe gee Caleb haar veel meer as wat sy gevra het, en dit sluit ook berge in. Ons nageslag. Ons moet God herinner aan die beloftes wat hy vir ons gegee het, vir ons kinders en ons kleinkinders. En as jy nie 'n belofte gekry het by die Here oor jou kinders nie, moet jy een kry. Jy moet God soek tot hy vir jou een gegee het. Ek en jy wil hulle saamneem hemel toe. Hulle durf nie agterbly nie. My grootste bekommernis wat ek het, is my 2 seuns en my 4 kleinkinders. Ek straand weer geroep tot die Here, dat hy sal help dat hulle nie sal verlore gaan nie, dat hy hulle hom sal vind, en dat hy hulle sal staande hou teen die aanslag van die duiwel en die versoekinge in die wêreld, en saam met my sal hemel toe gaan. Dit was my vrou se begeerte, op haar sterfbed omtrent, is hierdie woorde aan my 2 seuns gewees. Julle bly nie agter nie. Ek wil julle eendag sien. Ek wil julle weer sien. Caleb se naam, weet enigiemand dalk wat Caleb se naam beteken? Beteken hond. Hond. Vreemde. Maar nie hondjie nie. Hond. Party van julle het hondjies. Nee. Dis nie Caleb daai nie. Caleb is 'n pitbull. Weet jy wat 'n pitbull? Ek sê jou sê, Sophie, waar sit jy? Ja. Julle het 'n pitbull gehad jare gelede. Sy en Japie Plot. Ek het al hieroor gepraat. Ek wil jou sê, ek kom by baie huise. Ek besoek honderde mense elke jaar. Ek het in my lewe nog nie hond gesien soos daai hond nie. Hulle het hom in 'n draadhok, as ek reg onthou, was hy bo ook toe gewees. Draadhok gesit, dat hy hond nie kon uitkom. Hy hond het nooit sy stert gewaai nie eens vir Japie nie. Al wat hy gedoen het, is hy net gegrom. Dis wat ek en jy met die duiwel moet doen, vriende. Grom, vir boosheid. 'n pitbull, grom vir die reëse, vir die Enakiete, vir die heidene, God se pitbull. 45 jaar tevore het Caleb na alle waarskynlik vir homself gesê, toe hy die bergland sien, en hy gaan spioneer het, en hy reëse gesien het, hulle natuurlik gekruip en geloer, want hulle was spioene, en gesê, ek kom terug hierheen. Die pitbull, gesê, ek kom terug hierheen. En dis die pitbull wat vir Josua sê, gee my die berge, daar waar die Enakiete woon. En toe word hierdie pitbull die giant slayer, die een wat reëse verslaan. Hoor wat sê Josua 15 vers 14. En Caleb het die 3 seuns van Enak, die reus Enak, Sesai,
Ahiman en Talmai, afstammeling van Enak, daaruit verdrywe. Die land te besit geneem. En ek sê vir die Here, Here, maak vir my 'n pitbull, daar is reëse wat moet verdryf word, gee my genade, dat ek soos daai hond van Sofie, dat ek enigiets kan verdryf. Jaapie vertel by een keer, hy sê, dat die swart man wat vir hulle gewerk het, op die plot, het iets verkeerd gedoen, en die polisie het hom gesoek. En toe die polisie by die plot aankom, toe hardloop die swart man wat gereeld vir die hond kos gegee het, en die hond het hom geken, toe hardloop die swart man in die hok in, en hy maak die hek toe. En daai polisie kon nie daar by daai man kom nie, want daai pitbull wil hulle verskeer. Maak vir my 'n pitbull, wanneer ek by u vyande kom. Onverskrokke, wat geen kompromis sluit nie. Wie sê ja, ja is, wie sê nee, nee is. Wat kan sê, soos Martin Luther gesê het, toe hy daai 95 stellinge vasgekap het teen daai Katolieke kerk, hier staan ek kan nie anders nie. Ek het my sê gesê oor my kritiek teenoor die kerk, hier staan ek kan nie anders nie. Onverskrokke, Caleb, vol geloofsvertroue in God, gefokus op die droom wat God hom gegee het. En ek en jy kan vandag toegerus met die krag van God se Heilige Gees doen wat hy vir ons gestuur het om te doen. Terwyl ons gedoop word met liefde, geanker in God se wonderlike beloftes en sy woord, passievol op 'n missie tot die dag wat ons sterf, of totdat Jesus ons met sy wederkoms kom haal. Ek wil kom land. Caleb doen iets wat almal van ons behoort te doen. Almal. Hy dupliseer homself. En ek praat nie van sy dogter nou nie, en sy biologiese kinders nie. Hy dupliseer homself. Hy het iemand gementor, en ek dink nie eens hy dit besef nie. Hy het iemand se lewensafrigter geword, 'n life coach, en dit nie besef nie. Josua 15 vers 15. En daarvandaan, dis nou Caleb het hy opgetrek teen die inwoners van Debir, en dis nou in die omgewing waar die reëse was. Jy mag gaan kyk. En Caleb het gesê, hy wat Kirjat Sefer, dis 'n dorp daar, verslaan en dit inneem, aan hom sal ek my dogter as vrou gee. En toe staan daar 'n man op. Daarop het Otniel, die seun van Kenas, die broer van Caleb, dit ingeneem. Caleb se broer se seun, sy kleinneefie, sê toe, nee, ek gaan vir my oom wys wat ek kan doen, en hy gaan verdryf daai reëse daar, en hy neem die land te besit, en toe gee Caleb sy dogter vir hom as vrou. Toe word hierdie giant slayer nommer 2, sy skoonseun. Ons het almal 'n mentor nodig. Ek en jy is die produk van 'n klomp mense se invloed op ons lewens, maar daar is altyd een of twee wat uitskiet. Partykeer is dit ons ouers, maar partykeer is dit ons geestelike ouers, nie waar nie. 2 pitbulls. Ek en jy weet nie wat ons nalatenskap gaan wees nie. By die predikantekonferensie die afgelope week vra Dominee Sean Mellos ons predikante, wie is die mense wat die grootste impak op jou lewe gemaak het? Grootste impak op jou lewe gemaak. Dink net vir 'n oombliekie daaroor. Ja, ons ouers het 'n impak gemaak, maar dit stop nie daar nie. Wie het die grootste rol in jou lewe gespeel? Partykeer is nie net een persoon nie, partykeer is dit 'n paar persone. Sal dit nie wonderlik wees as daai vraag gevra word aan sekere jong mense en hulle antwoord en noem jou naam nie. Jou naam. Daai tannie, daai oom, daai man, daai vrou, daai vriend, daai vriendin, 'n reuse impak op my lewe gemaak. 'n Caleb impak op my lewe gemaak. Wat het van Otniel geword? Die tweede pitbull. Jy kan nie glo nie. Hy het nie net Caleb se skoonseun geword nie. Hoor wat sê Rigters 3 vers 7 en verder. Die Israeliete het dinge gedoen waarvan die Here niks gehou het nie. Hulle het die Here hulle God vergeet en die afgodsbeelde van Baal en die heilige pale van Asherah aanbid. Hieroor was die Here kwaad vir Israel. Daarom het hy hulle 8 jaar lank
in die koning van Mesopotamië se mag oorgegee. Heidense koning het oor hulle kom heers en hulle het in pyn en lyding het hulle beleef. Toe die Israeliete by die Here hulp gaan soek het hy iemand gestuur om hulle te help. Dit was Otniel. Hierdie selfe ou, die tweede pitbull, Caleb se skoonseun. Hy was Caleb se jonger broer Kenas se seun. Die gees van die Here het van hom besit geneem. Die Heilige Gees kom oor hom en hy het Israel se leier geword. Hy het teen die koning van Mesopotamië oorlog gemaak en hom met die hulp van die Here verslaan. Daarna was daar 40 jaar lank vrede in die land. Joshua se opvolger, toe hy gesterf het, was Otniel. Hy het by Caleb so ver verbygegaan in 'n leierskapposisie. Dit is onbeskryflik. Die impak wat ek en jy op mense maak dat hulle 2 keer, 5 keer, 10 keer groter vrug dra en 'n groter impak maak as ek en jy. Dit was Caleb se nalatenskap. Sy legacy was homself te reproduseer in hierdie jong man. Vir watter Otniel is ek en jy 'n inspirasie en 'n mentor? Vir wie inspireer ons? So, Joshua, Rudy, Isa, Nols. Onthou jy wat God gesê het? Onthou jy wat God gesê het? Dierbare Here, baie dankie vir hierdie man, Caleb, en dat hy hom, sy lewensverhaal vir ons aangeteken het in die Bybel. Ons sou veel armer gewees het as ons nie van hom gehoor het nie, en nie bietjie na sy lewe gekyk het nie. Hy is vir ons 'n absolute inspirasie. Baie dankie. Gee ons genade om op te leef na daardie roeping en daardie standaard wat U vir ons het. Gee ons genade om sy voorbeeld na te volg. En help ons elkeen om te weet dat iemand hou ons dop. Daar's 'n Otniel wat na ons kyk en ons besef dit nie. Help ons om vir niemand tot struikeling te wees nie. Ons wil wind in ander se seile wees. En help ons, Here, om te onthou daardie belofte wat U vir ons gegee het. Soos wat Caleb onthou het. Gee genade dat ons nie vergeet nie. Vergewe ons waar ons onverskillig geraak het, ongelowig geraak het, skepties geraak het. Ons wil net opnuut weer met U 'n verbond sluit, dat ons U glo, want U is geen mens dat iets sou lieg, of 'n mensekind dat hy iets sou sê en dit nie doen nie. As U iets beloof, doen U dit altyd. U woord sê dat hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ons kom na U toe opnuut, die gewer van alle goeie gawes. Ons wil U beloftes vasgryp as 'n anker in ons lewe. Ek vra U dat U beloftes aan die kinders sal vervul asseblief. En totdat dit gebeur, hou hulle getrou asseblief. En ons sluit U kind wat net nou met ons gedeel het hierby in, dat U vir haar daar deure oopmaak waar daar nie eers deure is nie, en dat U haar verras met die keur van U seëninge, en dat U groot vrede in haar hart gee, so ook elkeen van ons. Dankie dat U ons hoor, want ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.